Hartlike goeienaand ook by vanaand se studie. Ons is by hoofstuk 19 van 'n boek met 22 hoofstukke en dit sê ons is naby aan die einde. En vanaand is ons by die laaste hoofstuk van die 6de deel. Ek het vir die dele gegee in die begin. En as ons so met die laaste deel sal begin, sal ek weer vir julle hersien oor die dele. Maar ek wil graag vanaand weer dit doen. Wanneer ons kyk na die dele, Openbaring 1 tot 3, dan sien ons wat raak. Ons sien Christus word openbaar. Ons sien Jesus raak, wie hy is as die koning van konings, en hy is die heerser van heersers. Onthou daardie gedagte van Openbaring 1, want in Openbaring 19 word hy weer openbaar. En dis heelwat verwysings van Openbaring 1 en Openbaring 19 wat korreleer, heel wat van hulle. So ons sien dan Openbaring 2 en 3, wat die tweede deel van die eerste 3 hoofstukke was die 7 briewe aan die gemeentes. En dan begin ons die gedagte van 7 in die boek sien. 7 briewe, dan 7 wat? Seels, dan 7 basyne, en dan 7 skale. So sien ons die getal 7 word in die openbaringsgeskiedenis as volledige openbaring. 7 briewe, in die heel eerste deel van Openbaring 1 tot 3, word vir ons gesê, daar's 'n openbaring van God se kerk en wat geopenbaar moet word aan die kerk. Dan sien ons Openbaring 4 tot 7, 'n prentjie van die hemel, 'n prentjie van die troonsaal van God, Openbaring 4 en 5, en dan wanneer Christus openbaar word as die lam, wat die mag het om die seels oop te maak, sien ons, hy het al die mag om die openbaringsgeskiedenis te openbaar, en hy ken dit van begin tot einde. Hy is die sentrum daarvan, en soos die aardse stryd vir ons openbaar word, sien ons wat gaan gebeur. Ruiter 1, 2, 3, 4, en die perde se kleure, daar wil ek hier ook aan vanaand in 'n koppel, daar was 'n ruiter op 'n wit perd. Die eerste ruiter op die wit perd in Openbaring 6, vanaand sien ons weer 'n ruiter op 'n wit perd, en hierdie twee gaan radikaal van mekaar verskil. Een dink hy is die koning, en die ander een weet hy is die koning. Groot verskil tussen die twee ruiters. So, ek gee vir hakies nou van die ou dele na vanaand se deel toe. Dan eindig Openbaring 4 tot 7 met hoofstuk 8 vers 1, eindig daai tweede deel. En die laaste deel van die aardse stryd is Openbaring 8 vers 2 tot einde van 11. En daarin word vir ons openbaar, en daar kry ons die 7 basyne, word ook oordeel openbaar, en dis wat ek wil hê jy moet sien. Die eerste 3 hoofstukke was 'n komende oordeel. In die volgende 3 hoofstukke was die koning van die oordeel, die fokus, en dan 'n oordeel wat hy sal aanvoer. En dan in 3, die derde deel, Openbaring 8 vers 2 tot einde van 11, sien ons Christus oordeel finaal. Maar dan sien ons iets van die stryd van die gelowige op aarde. En dis so die inleiding van Openbaring 12. Van 12 tot 14 word vir ons dan die inleiding tot die geestelike stryd gegee. Dan moet jy net 'n notaatjie maak. 12 tot 14, en dan moet jy ook kyk na die einde van, of die begin van 17, om die volledige openbaring te sien van al die karakters. Want Babylon word eers in 17 gewys. Dan sien jy die karakters so 12, 13, en dan 14, en dan 17. As jy dit so gelees het, dan het jy die inleiding tot die geestelike stryd gesien. Hoe lyk die speelveld? Dan sien ons 12 tot 14, 15 en 16, en dan 17 tot 19, wat vanaand klaarmaak. Is alles geestelike stridsake. Maar vanaf hoofstuk 18 begin die opvou van hierdie hele verhaal. 'n komende oordeel, die eerste deel, oordeel, tweede deel, die volëinding, nou in hierdie deel wat ons nou na kyk, en dan net hierna,
hemel. Kan jy sien die fokuspunte? Soos jy nou ek weet nie of die regte woord tapisserie is nie. Wat is 'n tapisserie? Tannie verduidelik vir my, wat is 'n tapisserie? 'n Tapisserie, wat is dit? Dit is 'n halfwerkstuk wat 'n hele verhaal uitbeeld. Ja. 'n Skildery kan ons ook gebruik. 'n Prentjie wat volledig ingekleer word, maar ons het legkaartstukke gekry. Maar dit is nie so die mekaar nie. Maar ons kyk heeltyd na die hele geskiedenis, die hele geskiedenis, maar elke verhaal van 7 dele gee vir ons die hele deel. Maar die fokuspunte is bietjie helderder in die volgende deel. Soos ek nou vir julle vertel het, wat het ons gehoor? Christus is koning, die kerk is die leidende party, maar die kerk word uiteindelik oorwinnaar saam met Christus, en die bose sal daar wees, maar sal nie oorwin nie. So dis so 3 sinne om Openbaring te verduidelik. Wanneer Christus en sy bruid, vanaand gaan ons na sy bruid begin kyk, dan gaan ons sien, maar hier is 'n groot prentjie wat die Here Jesus wil skilder in die kerk, word 'n mooi prentjie van oorwinnaar geskets, maar ons het nie die oorwinning bewerk nie. Ons het nie die oorwinning verkry nie. Ons het eintlik net gekyk. Ons was die toeskouer. Kom ons blaai na Openbaring 19. So dis die agtergrond tot waar ons nou trek. En ek wil u aanraai, moet nooit Openbaring 1 tot 22 lees en sê, nou verstaan ek niks hier. Lees dit in die 7 dele, sit hulle op mekaar en verstaan dit so binne die 7 dele as 'n geheel. Elke deel is 'n geheel, oor die hele geheel. Dis die hele geskiedenis heeltyd, oor en oor. Hoekom wil die Here dit vir ons 7 maal oor vertel? Hoor mooi, hoekom wil die Here dit vir ons 7 maal oor vertel? Wat is die implikasie van 7 maal? Hy wil dit volmaak vir ons vertel. Het is nogal wonderlik hoe hy dit ook vir ons in struktuur, en dit wat Bybeluitleggers reg gekry het, is om te sien, hier is 'n volmaakte struktuur hierin. Het is wonderlik om dit te sien. En dan verval jy nie in dwaalleer nie, want die boodskap bly heeltyd dieselfde. Ek het 7 keer nodig om te hoor wat die Here Jesus gaan doen. En dis wat ek hoor. Goed, ons is in hoofstuk 19 en dit is die 3de hoofstuk van hierdie deel. So 17 het gesê Babylon, wie is Babylon? Die 2de hoofstuk, hoofstuk 18 het gesê, hoe val Babylon? En nou as deel van die val van Babylon, die eerste paar verse, wat nog 'n loflied is oor Babylon geval het. Nou Babylon is die simbool van wie? Van die boosheid. Die menslike wêreld, die wêreld waarbinne ons leef, wat boos is. Ek lees vers 1. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die 2de maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. Hoeveel keer kom die woord Halleluja voor? Hoeveel keer het ons nou Halleluja gelees? Hoeveel keer? 3 maal. 3 maal. Dit nie 'n simboliese betekenis nie, maar wat beteken herhaling? Hoekom herhaal ek vir kinders goed? Ja, want hulle kan nie hoor nie. 'n Refrein is 'n herhaling, né? Is ek reg? Kan kinders hoor? Nee, nie altyd nie. Maar kinders
Ons herhaal graag vir kinders, maar ons herhaal vir almal. Die Here se woord is eintlik 'n boek wat ons moet hoor. En herhaling sê wat? Dit is so. Dit is so. Dit is so. So hoekom is lofprysing? Eerstens, wat beteken die woord haleluja? Wie weet? Prys die Here. Prys die Here. Sy Hebreëse woord is afgelei van die Hebreëse woord af wat beteken prys die Here. Soos iemand sê haleluja, wat sê die persoon? Prys die Here. As die persoon sê amen, wat sê hy? Of sy? Dit is so, dit is waar. Nee, dis wat amen beteken. Soos iemand reageer met 'n haleluja of reageer met 'n amen, is dit uitroepe wat iets spesifiek sê. So as ons dit hoor en nou ons luister na lofprysing vanuit hemels, sy lofprysing. Hoe weet ek dit? Waar kry ons die 24 ouderlinge wat ons nou raak gelees het? Openbaring 4 en 5. Was daar ander plekke waar dit ook voorgekom het? Ek dink dit was die twee plekke waar ons dit beslis gelees het. So in die troonsaal van God in Openbaring 4 leer ons die 24 ouderlinge ken, wat 'n simboliese getal is ook van wat? Van die volledige kerk. Ou en Nuwe Testamentiese kerk. Daar lees ons nou ook van die 4 lewende wesens. Waar het ons hulle raak gelees? Selfde plek. So die troonsaal van God het die 4 lewende wesens vir ons gewys. Dit was Openbaring 4 en Openbaring 5, waar ons gesien het hoe lyk God se troonsaal. En die lewende wesens is vir ons daar beskrywe, maar wat was hulle rol nog heeltyd gewees? Om aanbidding in te lei. So hulle het God verheerlik en dan het die ouderlinge saam verheerlik en dan die menigte van hemelse wesens ook saam verheerlik. Wat gebeur hier? Die mensdom is nou bly. Wie is die mensdom? Die gereddenis is nou bly oor Babylon se val. Ons het daaroor breedvoerig gepraat in hoofstuk 18. So wanneer die lofprysing aangaan, hoor ons die hemelse blydskap, 'n groot menigte in die hemel wat sê haleluja, die heil. Heil beteken die verlossing en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here ons God. God word verheerlik. Hoekom? Want sy oordeele, en ons gaan nou na sy oordeel kyk in hierdie hoofstuk in besonder. Vers 2 sê, sy oordeele is waaragtig. Nou, oordeele is waaragtig. Ek wil net kyk in 83, ek lees dit, regverdig en reg is sy oordeele, want hy die oordeel voltrek. Oor wie het die Here die oordeel voltrek? Hy het dit voltrek aan die groot hoer, die vrou wat op die draak gery het. So hy het haar vernietig, hy het dus Babylon vernietig, en alles wat sy toegelaat het om te gebeur, alle versoeking en onsedelikheid wat sy toegelaat het, het hy geoordeel. Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Dis hoekom hulle bly is. Hoekom is die hemel bly? En hiersos is die hemel teenoor die wêreld op hierdie stadium. Want die wêreld het gehuil. Wie het almal gehuil? Die handelaars het gehuil. Almal wat geld gemaak het, het gehuil. Almal wat voordeel getrek het uit Babylon het gehuil. Hoekom? Want hulle het die voordeel van hierdie onsedelikheid beleef. Hulle huil. Die hemel jubel. Kan jy agterkom, die wêreld en God en sy koninkryk sal altyd van mekaar verskil. Want die motief sal van mekaar verskil. Die hemel is bly as die boosheid verdwyn. Die wêreld is bly as die boosheid nog heers. Hierdie onlangse geskiedenis daar in die FSA, die hele Minnesota storie. Almal weet nou al seker van Minnesota en die hele inval en die liberale kant wat sê, hulle kan dit nie doen nie. Dan sê die ander kant sê dan, hoe kan julle wil hê dat die booswigte moet bly in die openbaar bly? En dan die wat aan die regterkant staan, met ander woorde die konservatiewes,
sê hulle moenie daar wees nie, hulle moet gearresteer word, hulle moet verdryf word, hulle moet weggeneem word. Kan nie hoor donker sê ons is lief vir die boosheid en lig sê ons wil graag die boosheid weg hê. Dis nog 'n praktiese voorbeeld van ons onlangse geskiedenis. In ons eie land is ons wetgewing so geskryf dat die booswig ons maar kan kom doodmaak solank jy net nie terugskiet nie. So as jy in jou huis is om jou seer te maak, mag jy nie skiet nie. Jy moet wag tot hy jou skiet, dan mag jy terugskiet. Anders is jy skuldig. Dit is die amptelike wetgewing. Baie hartseer. En die wet is dan dus geskryf vir die wat? Vir die booswig. Kan jy hoor, die liberale wetgewing wat ons het, is nie gunstig vir die een wat lewe moet bewaar nie. Of lewe moet beskerm nie. En wat gebeur met ons justisie? Justisie kry dit nie reg om iemand wat skuldig of wat genoeg getuienis teen hulle het, om hulle te arresteer of om hulle toe te sluit, aan hulle te vervolg nie. Want ons het baie bewyse dat mense skuldig is, maar hulle word nie aangekla en vervolg nie. So wat het ons nie in ons regstelsel nie? Ons het nie die bevegting van die donker nie. Nee, en ons is al so gewoond, ja, maar dis hoe dit lyk in ons land. So ons is nou al gekook in hierdie sous en hierdie sop en in hierdie water. Ons weet hoe warm is hierdie water en ons is al gemaklik hierin, want dis vir ons normaal. Maar as jy uit hierdie raamwerk uitklim en daar is wêrelddele wat dit beter ken, kom hulle agter wat ons beleef as normaal is nie lekker normaal nie. Né? Wat ons beleef as normaal is nie lekker normaal nie. En as die hemel juig en jubel en die aardse konings huil oor dieselfde saak, dan wie is nou reg? Wie ken net goed en kan die boosheid helder sien? Die hemel kan. En dis iets wat ons moet raak sien van hierdie eerste 4 verse. Sien dit baie mooi raak. Wanneer 'n goddelike aansig of 'n oogpunt of 'n perspektief kyk na die donker van Babylon. En Babylon is die simbool van die wêreld waarin ons leef. Die duisternis waarin ons leef, die korrupsie waaronder ons leef, die feit dat mense eerder die skelmpad sal stap as die regheidpad. Dan jubel die hemel as Babylon vergaan. Maar die korrupsie huil want hulle maak nie meer geld nie. En die boosheid huil want hulle is nou uitgevang en hulle plek is verwyder. So sien dit raak, dis wat hierdie eerste 4 verse in wese sê. En ons moet die perspektief raak sien. Hoe sal die hemelse kyk na die aardse? Hoe sal God kyk na die aardse? En ons wat op die aarde leef, hoe is ons oë al toe? Dink bietjie daaroor. Hoe is ons oë al toe? Is ons in die kerk, né? Hoe is ons oë al toe vir kwaad? Hoe is ons al gewoond aan, ag dis maar hoe dit gaan, en daar gaan tog niks aan hulle verander nie. Daar gaan tog niks aan die saak verander nie. En ons is al gewoond daaraan om nie meer saam te gaan. So ver dat sommige al sê, ons sal maar doen wat hulle doen. Want dit gebeur ook maklik vanuit die kerk selfs. Omdat ons magteloos voel, kan ons maklik oorbeweeg na hierdie punt. En dis waar die waaksaam deel, die vegdeel, die stryddeel van die kerk van Jesus Christus op aarde is. Dit bring ons terug na daai eerste hoofstukke wat gesê die kerk moet volhard en nie hulle klere besoedel nie. Onthou jy daardie verse? Ons moenie ons klere besoedel nie. Die besoedeldeel gaan oor dit. En hierdie vreugdelied moet ons herinner oor wanneer sal daar blydskap wees? Wanneer daar nie meer boosheid is nie. En hier is 'n lekker inleiding van Openbaring 21, wanneer die nuwe Jerusalem geen boosheid meer sal hê nie. Dis al so 'n inleidingkie daarvan. Goed, ons gaan verder. So, al wat hierdie lofprysing in die eerste 4 verse sê is, almal is bly. Almal is bly. En wie word geprys? Die Here word geprys. Nie mense nie, die eer kom God toe. Dit is die reformatoriese standpunt ook van alles, aan God alleen kom die eer toe, vir alles wat gebeur. Dan vers 5. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onsse God,
al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, dis die 4de maal, né? Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Troonbestuiging, triomfanklike oorwinning, dis die inleiding daarvan. Dan vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou wat gebeur nou? Hierdie is die dag vandag waarvoor ons almal wag. Jy sal onthou in die nagmaalsformulier praat ons van een van die 6 betekenisse van die nagmaal is dat ons die nagmaal as 'n verwagtingsmaaltyd sien. En jy onthou, as ek die nagmaalsformulier voorhou, dan kyk ek so na die tafel en gewoonlik kyk ons hoeveel is in die erediens vandag en dan sien ons ja, is net genoeg of klein bietjie meer as wat in die erediens gaan wees vandag. Dan is daar genoeg nagmaal toerusting, genoeg brood, genoeg wyn vir almal wat vandag in die kerk sit plus 'n bietjie. Maar die bruilofsmaaltyd van die lam is 'n maaltyd groter as die nagmaal. Is 'n tafel gedek vir die fees. En hierdie bruilofsmaal van die lam, en ons gaan kyk na gedeeltes soos Matteus, waar die Here Jesus praat van die maagde wat gereed maak vir die lam se maaltyd, vir die bruilof van die lam. En Jesus praat van gereed wees vir hierdie maaltyd, gereed wees vir die feesvieringe van hierdie bruilof. Want wie is die bruid? Kom ons dink gou, wie is die bruid? Die bruid van Christus is die kerk. Gaan gou terug na Openbaring 12, gedink gou aan Openbaring 12, wie was die vrou in Openbaring 12? Wie kan onthou? Die kerk, mooi. Wie was die seun wat gebore is? Christus. Hy was die seun wat gebore is, wat weggeruk is na die hemel, wat Openbaring 12 beskryf. Dat die vrou die simbool is van die kerk wat deur God bewaar is, en dat sy kon wegvlieg, en dat sy kon gaan wegkruip en bewaar word in die woestyn, en die water het gekom, en die draak wou haar eet, wou haar letterlik verslind, en hy kon nie. Hoekom kon hy nie? Want God het haar bewaar. Wie is sy? Die bruid. Reg, so die prentjie van die bruid en die bruidegom, die bruid, die kerk, die bruidegom Christus. Die bruid, kerk, die bruidegom Christus. Dis die prentjie wat ons moet onthou. Die skrif praat van hierdie prentjie van bruid en bruidegom, veral in Hosea. Wat sê Hosea as die Here profesie deur Hosea laat verkondig word? Wat word die kerk dan genoem? As 'n ontroue bruid. Sy word 'n hoer genoem, reg? Want sy was ontrou aan wie? Aan die een aan wie sy verbind is. En wanneer sy herstel word, dan is sy een genoem wat herstel is in hierdie verhouding met God. So die bruidegom gedagte is sterk. In Efesiërs 5 is 'n baie bekende teks wat baie keer by huwelike gebruik word. Wat word die man is in die beeld van Christus, soos Christus die hoof is oor die kerk, soos die man die hoof oor die vrou. En daai hoofskap is 'n opofferende hoofskap. Hoe word dit beskryf in Efesiërs 5? Wie moet sy lewe opoffer vir die bruid? Die man moet 'n opofferende liefde hê teenoor sy vrou soos. Opofferende liefde teenoor sy vrou het soos. En dis hier waar die man se status 'n opofferende status is. En jy stel op, dis nie die man wat ons baie keer ken nie, né? Mans in hierdie wêreld kan baie keer sê hulle is groot, maar ons is veronderstel om nederig te wees. Dis ons plek.
So wanneer die Here ons as opofferend stel, word die bruid en bruidegom gedagte gegee in die lig van Christus se bruidegomskap, in opofferende liefde, dat hy sy lewe gegee het vir die bruid. Hoor die evangelie, hy gee sy lewe vir die bruid. Daarom is die huwelik vandag 'n evangeliebeskrywing van opofferende liefde van man vir vrou. Opofferende man vir haar lewe. Hy gee sy lewe vir haar, want hy moet die evangelie bly verkondig. En daarom is beide kante, wat nie onderdanig is aan die Here nie, of opofferend is vir sy bruid nie, sonde. Dis hoekom dit vandag nog so is. Chauvinisme en feminisme is albei verkeerd. En dis hoekom die Bybel sterk daarteen is, want dit is nie nederig nie. Nie een van die twee kante is nederig nie, albei is hoogmoedig. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. En nederigheid is God se evangelie. En dis die evangelie wat hier verkondig word. So wanneer ons bruidegom hoor, en ons hoor die bruilofsmaaltyd van die lam, dan hoor ons die bruid is hoe gekoop? Duur gekoop, met 1 Petrus 1? Met wat? Met die bloed van die lam. Met die bloed van die lam. Hoekom praat Openbaring heeltyd van die lam? Hierdie lam leer ken in Openbaring 5, die heel eerste keer. Hy is die lam vir ons geslag. Hoekom is hy die lam genoem? Want hy is die paasofferlam van Exodus 12. Hy is die lam vir ons geslag aan die kruis. Hy is die lam wat sy lewe opgeoffer het vir die bruid. Hy het haar dus gekoop met sy bloed. Hy is die een wat betaal het. En hy kom sy bruid haal. Hy het haar gekoop, sy behoort aan hom. Reg. So dis nou die inleiding wat nou kom vir dit wat hier verder staan. Wanneer die koningskap aanvaar word van vers 6, baie belangrike frasietjie, hy het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees vers 7, en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Hoe het sy haar gereed gemaak? Kyk mooi. Hoe maak 'n bruid haar gereed? Wie het al 'n bruid gehelp om gereed te maak? Wie het al? Dis 'n bietjie werk, hoor. Dis 'n bietjie werk. Is dit nie? Is dit 'n bietjie werk? Goed, om die bruid gereed te maak vir die bruidegom is werk. Wat is die werk? Verduidelik wat mense alles doen. Make-up, mooi rok, hare, wat nog? Hare, ja, wat nog? Iets geleen, wat is daai vier goed? Iets geleen? Something old, something borrowed, something blue. Ja, so 'n hele rympie. Ek onthou dit. Hoeveel jaar terug was dit nou al? Ek onthou dit nog. Maar ek onthou nie wat dit was nie, maar ek onthou die rympie. Goed, so dis belangrik om te verstaan, as ons as mense op aarde gereed maak vir die bruilof, dan is dit nog 'n groot storie. Dis 'n groot storie. Hoe maak die bruid gereed vir die bruidegom? Sy word voorberei, sy word beklee. Hoe doen sy dit? Aan haar is gegee om bekleed te wees. Vers 8 sê, aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Wie het ons beklee? As mens daarna luister, dan hoor ons, dis klaar voorsien, dit waarmee sy beklee moet word. En daar staan die regverdige dade van die heiliges. Fyn blink linne. Fyn en blink linne. Iets wat baie mooi moet lyk. Pragtig aangetrek. Pragtig beklee. Ons sal Openbaring 21 nog sien hoe versier die bruid moet word, want dis nou, hierdie prentjie word verder weer beskryf in die volgende deel, in die laaste deel. So kan jy sien ons kry hierdie voorskou van die mooi. Waarna sien die kerk uit? Na die huwelik. En die honeymoon.
Ons sien uit na die lewe by God vir altyd. Dis wat ons is twee mense met mekaar trou, né? Is dit so 'n stukkie hemel op aarde vir 'n tyd. Dis regtig net 'n kort tydjie. Dis ons voorskou. En dan sê jy, is dit nou die beste wat moontlik voorlê? Ons lewe in die gebroke huwelikstadium. Ons lewe in die volmaakte huwelikstadium nie. En van ons het gebroke huwelike al gehad, en van ons het ons huweliksmaats al verloor, en van ons is nog nie getroud nie. Maar die Bybel stel die huwelik as die voorskou van die huwelik. Hoor die mooi, die Bybel stel die voorskou van die huwelik as die voorskou van daai huwelik. En nou kyk ons na iets stikkends, en die mense sê, en dis 'n hopelose siening, né? Dis 'n aardse siening. Maar 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing kyk na hierdie voorskou in die lig van die finale verhaal. Ons kyk nie daarna in die lig van nou se sukkel, nou se swaar kry, nou se leed, nou se pyn, nou se verskille met mekaar, nou se gebrokenheid en gesondheid, of wat ons ook al mag beleef in ons aardse huweliksstryd. Want ons huwelike is maar gebroke. Volmaakte huwelike bestaan nie op aarde nie. Want sonde is op aarde, stikkindheid is op aarde, en ons is almal besig om te sterf. Almal van ons is. Niemand kan sê ons is nie. Party is net nader aan die einde as ander. En dis die troos. Want ons is nie verbind, ons aardse huweliksmaats is die bruid. Ons is nie met 'n bruid getroud nie, maar ons is die prentjie van die bruid. Maar ons is 'n prentjie van die prentjie. En dis hoekom huwelike wat vandag verag word en selfde geslagverhoudings voorkom en sê, dis 'n huwelik. Nee, afgryslik. Dis nie wat God gesê het nie. Hy beskou dit afgryslik van die vroegste tye af. Dis nie 'n huwelik nie. Want die bruidegom, nie bruidegom of bruid nie, dit bestaan nie. Nie in die hemel nie. En die boosheid is juis hier sigbaar wanneer die Satan sê, ag, dis goed dat dit so is. Wie het gesê julle mag nie? Wie het gesê dit is sleg dat julle dit doen? Die Satan se ou manier van, is dit so dat die Here gesê het, dis nie reg nie? Vandag klink dit net so. Is dit so dat die kerk sê julle mag nie? Is dit so dat daai ou sê jy mag nie? Is dit so dat daai wet sê julle mag nie? Waar kom hulle hier aan? Jy is mos vry. Dis die nuutste leen op die maklikste wyse verstaanbaar vandag vanuit die donker. En dis hoekom die hemel bly is, hierdie donker is weg. En hierdie koninkryk wat sê, jy kan maak wat jy wil, Babylon sê dis reg. God sê dis verkeerd. Dis 'n groot stelselverskil. Maar die perspektief van bruid en bruidegom, as ons die prentjie mis ons die hele prentjie. En dis hoekom die Satan van die begin af, en jy moet baie mooi verstaan, van die begin af probeer die Satan die bruid-bruidegom verhouding breek. En wat sê die Here? Jou verhouding sal nie wees met die slang nie, maar met my. Genesis 3, jou verhouding sal nie wees met die slang nie, maar met julle sal vyandskap hê. Die saad van die slang sal vyandskap hê met die saad van die vrou. En daar sal nie 'n verhouding wees nie. En die mensdom voeter heeltyd terug na hierdie verhouding. Met die slang. Né? En die Here bly dit heeltyd verbreek. Dis die stryd. Kan jy hoor, ons stryd is om hierdie verhouding aan die gang te hou. Want ons verhouding is nie met man en vrou nie, maar met die bruidegom. Dis ons verhouding. En dit hou die Here in plek. En die bruilofmaal van die lam is daardie maaltyd waar die kerk as bruid by die bruidegom kom wat hierdie maaltyd voorberei het, hierdie maaltyd gereël het, hierdie troudag lankal op die datum in die kalender het. Niks is in die pad van hierdie datum nie. Hoor mooi. Ons hoef nie die datum te reël nie.
Daar sal niks wees op daai dag nie. Ons het 'n baie besige skedule, maar op daai dag sal niemand iets hê om te doen nie. Hoor baie mooi. Ons het op daardie dag nie probleme om op die datum betyds te wees nie. Ons sal daar wees. Hoekom? Want die Here gaan dit bepaal. Dis 'n dief in die nag dag. Dis 'n interessante woord, né? Dis 'n dief in die nag dag. Dis 'n skielike moment dag. Die gelykenis wat Jesus vertel van die 5 verstandige maagde en die 5 onverstandige maagde, moet vir ons iets sê van die skielikheid daarvan. Ons het genoeg olie. Hy kom nou laat, hy tel hom 'n bietjie om te kom. Hy vat 'n bietjie lank. En as hy kom, dan is ons olie bietjie min. Ons gaan net bietjie olie haal. As ons terugkom is ons laat. Wat sê die Here Jesus? Jy moet genoeg olie hê. Jy moet gereed wag. Jy moet alreeds met die geheiligde klere staan. Jy moet reeds met die linne, fyn linne reeds gedres wees. Jy moet reg wees, dis vandag. Ons moet elke dag gedres wees vir hierdie dag. Sjoe, dis elke dag reg wees. Dis wat 2 Petrus 3 sê, wag gereed. Reg. So vers 8 sê baie duidelik hoe gaan ons geklee word. So sien die prentjie van die bruidegom wat wag vir die bruid. Ag, die bruid wat wag vir die bruidegom. Sien die prentjie raak, hoe sy gekleed is. Dis ons plek. En dan gaan ons verder en ons hoor, toe sê hy vir my, dis vir Johannes wat hy dit sê, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Baie bly is elkeen wat genooi is na hierdie maaltyd. Dis wat die Here Jesus vir die kerk sê. Jy moet bly wees dat jy genooi is na die maaltyd. Elkeen wat glo is genooi na die maaltyd. Johannes 3 vers 16 is u uitnodiging. So lief het God die wêreld gehad, dat die Here sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Kom ons vertaal dit in die lig van Openbaring 13. Elkeen wat aan hom glo, wat nie die merk van die dier het nie, maar Openbaring 14 se merk van Christus, het die ewige lewe. En sal wees, op die kaartjie staan klaar, jy glo, jy is. Jy is by die lam se maaltyd. Geloof is die sleutel. Omdat ons glo, is ons uitverkies, nie andersom nie. Ons kan nie kies om te gaan nie, hy het gekies dat ons glo. En omdat ons glo, gaan ons. Sekerheid, hoe weet jy dat jy glo? Die Gees van God werk dit in ons, dat ons kan seker wees van ons redding. Dis die belangrikste saak in die wêreld. Goed, so dis die saligheid, dis die blydskap wat die gelowiges met hulle saamvat. Dan vers 10. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, sê Johannes, maar hy het vir my gesê, moenie. Ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Moenie voor die engel neerval en buig en bid vir die engel om te sê, die engel is God nie, die engel is nie God nie. Ons mag voor geen ander saak, geen ander wese buig as God alleen nie. Niemand. En as die engel sê, nee, jy kan nie my aanbid nie, net God word aanbid, dan hoor ons wat die hemel sê oor aanbidding. Goed, so die eerste 10 verse gaan oor die eerste 4 verse gaan oor die verheerliking, wat doop oor van hoofstuk 18, en dan hoofstuk van vers 5 tot en met 10, het nou gehandel oor die bruilofsmaaltyd van die lam. Dis net 'n kort stukkie daaroor. Dis nie die volledige nie, dis 'n kort stukkie. En nou kan ons die finale oordeel aanskou. Het jy al gehoor van die slag van Armageddon? Dit staan nie geskrywe nie, hoe weet ons daarvan? Nêrens het ons nog gelees van die slag van Armageddon nie. Weet ons? Waar het ons dit gelees? Nee, ook nie. Ek dink dit staan in die Bybel nie. Megiddo was die plek, was 'n vlakte. En Har is 'n berg van Megiddo. Dis waar die naam Armageddon vandaan kom. Ek het dit al verduidelik, maar dit staan nie hier, dis Megiddo nie.
Of dit staan nie hier dat dit Armageddon is nie, maar as almal van Armageddon praat, die Engelse praat van Armageddon, maar klink maar dieselfde, is net Engels, dan praat hulle van hierdie slag. Nou, wie kan vir my verduidelik hoe werk enige fliek of 'n film oor Armageddon? Verduidelik gou, wat is die lyn? Jy lag nou, want ek dink jy weet. Nog niks van Armageddon gekyk het. Boeke? Iemand iets gelees oor Armageddon? Iemand iets gelees oor Armageddon? Kan jy iets onthou? Vreeslike storie, almal van dood, is die einde van die wêreld. Okay. Goed. Dis 'n vreeslike storie en is 'n stryd, want dis die einde van die wêreld. Soos jy films kyk en hulle praat van Doomsday. Het jy al van Doomsday gehoor? Ek glo jy dit al gehoor. Doomsday is die laaste dag. En dis gewoonlik 'n natuurramp. En dit word beskryf en gewoonlik is New York die plek wat getref word. Ek dink hy is al die meeste vernietig in al die films wat ek gekyk het. Die fliek met die naam van Armageddon. Ek dink Bruce Willis het nog daarin gespeel. Ek dink hy is daarin dood. In die fliek. Bruce Willis was opgestuur na 'n meteoriet toe om die meteoriet te vernietig. Dis die Armageddon, die meteoriet wat die aarde moet tref. Dit was een van die weergawe van die eindoordeel. Maar daar's baie verhale wat dit sê. So, en ons gaan nou in die volgende paar hoofstukke gaan ons kyk na vandag se standpunte oor die einde van alles, die einde van alles. Maar Armageddon, soos meeste verhale dit stel, is so. Daar kom 'n stryd en is 'n laaste dag stryd en die mensdom kom agter hier is moeilikheid op pad. Dis die eerste fout in die verhale gewoonlik. Is die mensdom kom agter ons is op pad na die laaste dag toe. Dis soos wanneer Kaapstad weet ons water raak op en ons gaan daai dag niks water hê nie. So ons het dag 0, soos hulle sê. Ons het dag 0. Ons weet wanneer is dag 0. Ons sien die meteoriet naderkom. Ons het dag 0, het ons die tyd en die ure presies en ons kan meet, dit kom so vinnig nader. En ons het net soveel tyd. Dis die eerste fout. Wat sê die Bybel oor die tyd? Niemand weet nie. Wie weet? As niemand weet nie, wie weet? Okay, maar wat 'n mens weet? Nie een nie. Goed, so wat maak ons met die argument wat Armageddon stories almal in het? Wie weet? Niemand nie. Gaan dit skielik wees? Ja. Gaan dit vir almal gesê kan word, die tyd is nou daar en ons het die moeilikheid en ons het 'n redder nodig om ons te keer van Armageddon? Nee. Want wat is die historiese gewoonlike, die plot wat hulle vir ons skets? Hulle skets vir ons hierdie katarsis van die wêreld gaan nou vergaan met hierdie natuurramp. En ons het 'n wetenskaplike wat eers wegkruip. Ons moet hom net gaan kry. Ons gaan kry hom. Hy's deel van hy's die leier van ons wetenskaplike span en hy gaan vir ons hierdie plan beraam en dan gaan hy vir ons hierdie oplossing gee en ons gaan 'n menslike plan maak en ons gaan dit teewerk. En iemand gaan dit regkry en iemand gaan doodgaan in die proses. Want dit is altyd die storie. Almal oorleef nie. Iemand gaan dood in die proses sodat almal kan lewe. Hulle het iets van die verlossing weet, maar hulle het die verkeerde verhaal weet. Want hulle soek die weldoener, of hulle soek die verlosser figuur in hierdie hele verhaal en dit moet gebeur op 'n sekere manier en dan is die verlosser figuur daar was en hy het gesterf en dan lewe almal, ons is dankbaarheid vir ons gelewe en ons sal vir 'n monument oprig, maar ons lewe nou vandag en die wêreld is nie verby nie, ons leef nog. Was dit Armageddon? Dis nie 'n Bybelse verhaal nie. Dis 'n verhaal, dis 'n mooi storie. Maar dis die lyn gewoonlik. Maar dis maar een film. Dis 'n mooi lyn. Maar wat is almal se lyn? Einde kom, iemand moet dit keer, dan lewe ons tot in ewigheid. Maar die ewigheid is tot die einde van die storie. Is gewoonlik tot die einde van die fliek. Ons weet nie wat gebeur na die fliek nie. Reg. Hoe werk die regte storie? Die regte storie. Hoe werk die Bybelse storie? Ons weet daar kom 'n dag wat die einde van alles is. Die Bybel sê
niemand weet wanneer dit is nie. God sê dit sal wees. Jesus het bevestig, dit sal wees. Die apostels en die profete het na Jesus gepraat en gesê, hy het gesê dit sal wees, dit sal wees. Die Gees van God sê dit sal wees, dit sal skielik wees, dit sal 'n natuurramp wees, dis beslis. Die Openbaring boek sê dit ook, dis 'n natuurramp, dis 'n beslisheid. Niemand gaan weet, dis vandag nie, behalwe as dit gebeur, dan is dit vandag. Ons het voorbeelde soos Noag. Ons het voorbeelde soos Sodom en Gomorra. Ons het voorbeelde van finale vernietiging. Ons het stede wat vernietig was soos Tyrus en Sidon. Ons het ander plekke wat vernietig was en die Bybel is vol van voorbeelde van oordeel. Ons het die banvloek in die Ou Testament. Ons het baie voorbeelde van vernietiging deur God se hand. Maar ons het nog nêrens 'n totale vernietiging nie. Want dis alles nog waarskuwende vernietiging. Dis alles in die lig van Basyne wat gesê het net 'n deel. Net 'n deel, 'n ramp tref, net 'n deel. Net 'n deel. En dis die hele tyd die evangelie nog, net 'n deel. So dis ons waarskuwing. Soos ons dink aan die hele saak van eskatologie. En die groot woord eskatologie beteken die leer van die einde van tyd. So wanneer ons na die eindtyd leer kyk, moet ons dit verstaan. God bepaal die laaste dag. Wie leef word deur God bepaal. Wie sterf word deur God bepaal. Wie bepaal alles? Net hy. Waar is die mense se rol hierin? Die Bybel sê daar's geen rol nie. Geloof is God se saak. Die mensdom se opstand is sy saak. Die draak, die anti-kris, die valse profeet, staan op teen God. Wat nou van hulle? Goed, Armageddon, Bybels gesproke is so. Die Here kom, en hier gaan dit nou lees. Die Here kom, hy vernietig en is verby. Klaar. Waar is die mens se weet? Waar is die mens se wonder? Niks. Hoe vinnig het ek dit vertel? Ek kan nie 'n storie hiervan maak nie, want dit is nie 'n storie nie. Hoor mooi, ek kan nie 'n verhaal hiervan maak nie. Die verhaal is die hele skrif. Daar kom 'n dag en 'n uur, en dit gaan in 'n oomblik verby wees. En dan is ons in die heerlikheid, of in die hel. Dis die saak. Kom ons kyk hoe lyk dit. Openbaring 19 vers 11 tot 20 beskrywe die 21 beskrywe die saak. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem. En nou wil ek u na die blaadjie toe wys. Jy sal sien ek het 'n klomp merkies gemaak. En langs elke merkie kan jy skryf Christus, 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 Christus. Want die kenmerke en die tekens van wie hy is, wat op hierdie perd sit, is so duidelik Christus alleen, dat jy nie kan wonder, wie sit op die perd nie? Vergelyk ons Openbaring 6 se ruiter op die wit perd, kom ons agter, hy dink hy die mag, maar hy het nie al die mag. Hy dink hy kan doen wat die regte ruiter op die wit perd gaan doen, maar hy is die kopie, die valse een. En die wat na hom kom is verseker in die moeilikheid saam met hom. Maar daai ruiter op die wit perd en hierdie ruiter op die wit perd is nie dieselfde ruiter nie. En hierdie ruiter is Christus. Ek noem vir u, en soos ek aanlees, ek het vir die verwysings gegee op die blaadjie met die woorde wat ons in die teks lees. Soos ek dit lees, gaan ek dit noem. Vers 11, toe ek in die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem, wie is hy? Getrou, hoofletter getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Hy is getrou en waaragtig, ons lees van dit in Openbaring 1. Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy woorde is waar. Hy is die een wat reg en geregtigheid bepaal. Vers 12. En sy oë was soos 'n vuurvlam, net so uit die eerste deel van Openbaring. Sy oë was soos 'n vuurvlam. Hoekom is sy oë 'n vuurvlam as hy beskryf word in Openbaring 1? Wat doen hy met sy oë?
Hy kyk deur jou. So, wanneer Johannes hom sien, dan aanskou hy die heerlikheid van God, en hy sien Christus in sy heerlikheid, en hy val neer in bewerasie, want hy sien wie hy sien. En op sy hoof was baie krone, en hierdie krone saak is nogal belangrik. Hoeveel krone het die draak? Hoeveel koppe het hy? Blaai gou terug Openbaring 12 toe. Blaai gou terug Openbaring 12 toe. Want ek wil hê jy moet gou die vergelyking tref. Al die maghebbers het krone, want die krone wys op heerskappy. Die aantal koppe het 'n kroon nodig, maar jy sal ook gelees het daar's horings en die horings is sy mag. Maar sy kroon is sy heerskappy. Kyk gou van wat is hoeveel koppe het en hoeveel krone het die draak? 7. Ons het dit verklaar as volmaak, né? Hy dink hy het volmaakte mag. Goed. En dan die volgende dier in Openbaring 13 of 12 is die eerste, mos 12. 13 is die een uit die see. Hoeveel koppe of krone het hy? 7 koppe met 10. Hy het 10 krone. En wat het ons gesê van die 10? Volledig. So volmaak in die een, volledig. En wat het die antichrist? Die dier uit die aarde? Hoeveel krone het hy? Hy het 2 horings met hy krone. Het hy enige krone? Reg. So want die antichrist is die koningskap, né? Daarom het die valse profeet het nie koningskap mag nie, maar hy het mag, maar hy het nie heerskappy nie. So die antichrist het 'n kroon, hoeveel? 10, en hy kry sy heerskappy by die draak. Maar hoeveel horings het die antichrist? Die dier uit die see, hoeveel horings het hy? Hy het ook 10. So hy het 10 krone en hy het 10 horings, waarvan die valse profeet geen krone het nie, maar hy het 2 horings. Minder mag, die horings is altyd die mag teken, en die draak het 10, het ek reg? Hy het 7 koppe, maar hy het 10 horings. So hy het ook volledige mag. Nou dis die mag wat die boosheid dink hulle het. Hoeveel krone het die ruiter op die perd? Hy word nie eers genoem in 7 of 10 nie, maar hy het baie. So wie het meer? Wanneer die getal nie gegee word nie, en hy het baie, dan verstaan ons, hy het meer. Reg. So hier onmiddellik, wanneer die heerskappy, en elke sinnetjie, en jy moet nou mooi verstaan, hoeveel frases is hier wat sê, dis Christus, dis die lam, wat vroeër genoem word, dit is hy. Elke woord wat jy sien wat met hoofletters geskrywe is, wat eintlik normaalweg nie met hoofletters geskryf word nie, is in die teks met hoofletters geskrywe, en dit dui op sy goddelike eienskap, getrou, waaragtig. Dis 2 woorde wat genoem word, en dan word genoem, en hy het 'n naam, vers 12 sê, sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy, daar's hoofletter, het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. Nou wat die naam beteken, daar's baie stories en baie verklaringe oor wat sy naam is. Wanneer die mensdom nie sy naam ken nie, dui dit op dat hy onbekend vir hulle is, maar dat hy geopenbaar moet word. Maar hoekom ken ons sy naam nie? Hoekom sal ons sy naam nie ken nie? Want het nie sy naam gehoor nie. Dis eintlik al. Daar's nie 'n ander saak nie. Hierdie frase het baie verklaringe, maar mense is onseker hoekom staan daar en net hy ken sy eie naam. Hy is die een wie se naam bekend is vir hom en net vir hom. Dis al wat daar staan. Moenie vasval op hom nie. Gaan aan.
Vers 13 sê, hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God. En daar staan nou, daar is 'n naam, dis die woord van God. So, nou staan nou eers, hy het 'n naam wat niemand ken nie, maar ons ken sy naam, die woord van God. Wat noem Johannes 1, die seun van God? In die begin was die, en die woord was by God. Hy was in die begin by God, en niks het ontstaan sonder dat hy dit laat ontstaan het nie. Wie is die hy? Wie is die woord dan, daar in Johannes 1? Christus. Wie skryf hier? Johannes. Dieselfde man wat die evangeliebeskrywing skryf het, maar hierdie is nou later. Maar hy is al reeds geopenbaar as die woord. En daai woord is hier ook met 'n hoofletter. Hoofletters, dis die vertaler se manier om vir ons te sê, God, God, God. Dis wat ons help in die teks, in die Afrikaanse teks. As sy naam is die woord van God, is hy woord. Vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Ek het vergeet om iets te noem, daai met sy kleed wat in bloed gedoop was. Die verklaring sê, meer as een verklaring sê, dis nie noodwendig die bloed van die martelare nie, dis waarskynlik die bloed van die wat hy gedood het. Apokaliptiese literatuur beteken nie noodwendig dat dit in kronologiese volgorde hoef te wees nie. Dit kan wees, al kom dit nog. Dit is wie hy is. Sy kleed is gedoop in die bloed van die wat hy gaan doodmaak. So dis wat daardie bloed daar by 13 beteken. Weereens net, hy is die een wat oordeel, hy is die mag, hy is die oorheerser, hy is die koning. Dan daai kleding wat hy het, ook weens sy heerskappy, die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, die wit, heeltyd rein, wit, met heeltyd hierdie betekenis van rein, en kan selfs hier regering beteken, met wit en rein fyn linne. En vers 15, in sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God, die Almagtige. Nou, hoekom gaan daar 'n swaard uit sy mond? Dit het ons in die begin in Openbaring 1 ook gesien. Hoekom gaan daar 'n swaard uit sy mond? Omdat hy met sy mond sal oordeel. Hoe het hy geskep in die begin? Die Frans sê? Hoe het hy geskep in die begin? In die begin was die woord, en die woord was God. En God het gesê, laat daar lig wees. En God het gesê, en God het gesê, en God het gesê, en dit was. Ek probeer verstaan hoekom daar 'n frons op daai gesiggie is. Ek hoop sy verstaan my nou. Okay. Wanneer Christus volgens Johannes 1 die skepper was, want hy was daar, Vader, Seun en Gees was daar, dan skep God een wese, en dit is. Wanneer God herskep, gaan hy ook wat doen? Sê, en dit is. Wat gaan hy sê? Dit is verby. Dan is dit verby. Dit is tyd. Dit is tyd. En dan is dit verby. So wanneer die swaard van sy mond, hy het nie 'n ander swaard nodig nie. Ons werk met die swaard van sy woord, die swaard van die Gees. Ons werk met die woord van God en ons preek die woord van God, ons verkondig die woord van God en dit sny, want God sny. Ons sny nie, God sny met sy woord steeds. En dis hoekom die Bybel in Efesiërs 6 as die swaard bekend staan. 'n tweesnydende swaard, né? Ons ken dit mos so. Die Bybel is 'n tweesnydende swaard. Hy sny reguit. Hy sny deur. En hy sny reg. En sommige hou daarvan
en ander haat dit. Bybel het net twee kante, reg of verkeerd. En dis hoe dit belewe word. So wanneer ons hoor, en al hierdie frases, gaan nou oor dieselfde, ons kyk net aan die ruiter, dis hy wat al hierdie eienskappe het. Uit sy mond kom daar 'n swaard. Ek is by vers 15. Om die nasies daarmee te slaan. Nasies beteken dan alle volke. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Dis ook 'n beskrywing wat ons gelees het in die eerste verse van elke brief, maar dit kom ook uit Openbaring 1. Hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God. Onthou jy toe die bloed tot by die perde se toons was? Kan jy onthou hoe hy daar die druiwe getrap het? Hier word ons herinner aan daardie druiwe. Wie het geoordeel? Wie die oordeel voltrek? Alreeds in daardie prentjie van die oes wat afgehaal is. Dit was 'n oordeelsoes. Hierdie frase verwys na daardie frases wat dit beskryf het. So wanneer die parskyp gebruik word, onthou daardie gedeeltes wat ons gedoen het as die oes afgehaal word. Dis die toorn van God. Vers 16, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is. Dis nou die derde keer wat 'n naam genoem word. Eers sê ons, hy het 'n naam wat net hy ken. Dan weet ons, hy is die woord. Dan die derde keer staan hy nou, hy dra op sy kleed en op die heup van die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. So hy is God. Hy is die woord. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is die koning. En dan, vers 17. So tot daar, soos nou vat net van 11 tot 16, as jy dit nou in een sinnetjie moet saamvat, want dis nou 'n klomp frasetjies, né? Ons kyk na die prentjie wat Johannes nou sien. Hy sien die ruiter op die wit perd. Wie is hy? Wat is ons antwoord? Dis Christus. Dis al wat ek hoef te weet. En ons weet hy kom om wat te doen? Te oordeel. Goed. Nou word die volgende sinnetjie gesê in vers 17. En ek het een engel sien staan in die son. Dit gaan oor die heerlikheid. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God. Nou hoor ons van die tweede maaltyd. Daar was 'n bruilofsmaal van die lam wat aangekondig is, en nou word hier 'n maaltyd van God aangekondig. Nou een is 'n vreugdefees en die ander is nie so vreugdevol nie. Wie gaan eet by die tweede maaltyd wat ons nou raak sien? Want wie word uitgenooi? Kom ons kyk gou. Ek het 'n engel sien staan en hy roep en hy sê vir wie? Vir die voëls in die middel van die lug. Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God. So hoekom sal hy die voëls roep vir die maaltyd? Wat gaan hulle eet? Vers 18 sê wat? Dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000, dis maghebbers, en die vlees van sterkes, dis die wat mag gehad het, en die vlees van perde en van die wat daarop sit, dis die wanneer perde gebruik word in oorlogtye, so dit is weerbaar is, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. Ons hoor weer in hierdie frase, wie? Ons het hulle naam gehoor vroeg, hulle wat die merk van die dier het. Dan hoor ons, hulle wat aan Babylon verloof of verlief was. Hulle wat bly was om in die ongeloofkant te wees. Hulle wat God gehaat het. Hulle wat nie geglo het nie. En 'n ander frase wat ook gebruik was, hulle wie se name nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie. So, jy het nou al die frases al gehoor wat ek nou genoem het. Dis wat Openbaring gebruik. Dit is die maaltyd van God. Is daar die afmaai van ongelowiges
sien die banvloek. Jy moet die banvloek hier, en dis die prentjie van die banvloek. Almal, van die hoogste tot die laagste. Van die hoogste tot die laagste. Almal wat in God nie geglo het nie. Hulle sal vernietig word. En hulle sal die maaltyd word van wat? Van die voëls. 19. Goed, so eers sien ons die perd en ons sien die ruiter op die perd. Wie is hy? Christus. Dan sien ons een wat roep, kom by mekaar vir die maaltyd van God. Wie? Voëls kom by mekaar. Hier kom groot sports. En dan, wie word geraak daardeur? Dan word die name genoem. Almal wat nie glo nie. En nou kyk ons na die laaste prentjie. Heel laaste prentjie. Vers 19, dis die laaste verse ook. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien. Wat se dier is die? Ons is terug by Openbaring 13. Wat se dier is dit? Antichrist, wie het hom gevolg? Dier uit die see? Valse profeet. Onthou dit? Die dier, met ander woorde die maghebber en sy trawante. So, ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien. So, wanneer die boosheid bymekaar kom, versameld, wat gaan hulle doen? Hulle kom oorlog voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer, want hy kom nou uit die hemel en sy leer is saam met hom. En wat gaan nou gebeur? Ons sien niks gebeur nie. Ag nee, ons is so lus vir die groot verhaal, ons wag vir die Armageddon, en ons wag vir die groot gebeurtenis, dat hier 'n groot geveg is tussen almal wat bymekaar kom, die hele wêreld, en een op perd. En dan hoor ons net dit. En die dier is gevange geneem, vers 20, en saam met hom die valse profeet, en die tekens in sy teenwoordigheid, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het, en sy beeld aanbid het. En lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand. Wat doen hy? Hy vat hulle, gooi hulle in die vuur. Sal. Daar is niks aan die saak nie. Daar is nie eers 'n fliek te maak oor hierdie saak nie, want daar's te min lyne. Hier's te min gebeurtenisse. Hier's te min emosie. Hier's niks. Dis God wat sê, dis verby. En die boosheid, en jy moet nou mooi sien hoe groot is die boosheid. Die totale anti-christelike ryk, met al die heerskappy oor die ganse aarde, in al hulle mag, kon God niks maak nie. In 'n oogwink is dit verby. En nou moet jy sê, is ons bang vir die wêreld of vir die God van hemel en aarde? Hoekom sê Jesus, vrees eerder hom wat jou in die buitenste duisternis kan gooi? Wat jou in die buitenste duisternis kan werp? Vrees hom eerder, want hierdie ou wat op die aarde jou wil doodmaak, kan jou net tydelik doodmaak. Maar hy wat jou in ewigheid kan laat vergaan, het al die mag. En ons is te doen met hom. Ons het te doen met hom. So wanneer Armageddon vers 20 is, dis vers 20, die hele Armageddon is vers 20, dan vers 21 sê, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig met hulle vlees. En die maaltyd van God was heerlik. Dis dit. Einde van deel 6. Vers 13. Seker? Wat wil dan in vers 13 hoor? En hy was bekleed met die kleed met 'n bloed gebeurd was. Om nie te sê dis die martelaar. Nee, die bloed is die wat hy dood, wat hy oordeel. Die wat Christus gaan oordeel, sy bloed.
Christus se kleed is gedoop in die bloed van die wat hy doodmaak. Okay, so dis die oordeelsbloed wat op sy kleed is. Dink aan 'n toneel waar iemand geskiet word en die bloed spat. Dink aan iemand wat doodgeslaan word en die bloed spat. Die oorlog manier van die antieke wêreld is maar die doodslaan. En dan is daar baie bloed. Dis daai prentjie wat ons moet hê, nie die een wat ons vandag kry, wanneer iemand jou van ver af doodskiet nie. Maar jy's naby. En die bloed spat op jou. En jou kleed word vol van die bloed. Dis in daardie prentjie wat ons dit moet verstaan. Vers 13. Goed. So kom ons vat net vinnig saam. Hoe lyk Armageddon dan nou in die idioom van die Bybel teenoor die idioom van die fantasiewêreld? Die fantasiewêreld wil graag 'n romantiese stryd hê waar die bose amper wen en eintlik nie in die moeilikheid kom nie. Maar in die Bybelse wêreld kom die bose nie los nie. In die bose wêreld kom daar geen man of vrou vry nie. Niemand kom vry nie. Niemand. En maak nie saak hoeveel geld ons het nie, maak nie saak hoeveel wetenskaplikes ons het nie, maak nie saak hoeveel kundigheid ons het nie, die geld van die wêreld kan hierdie saak nie keer nie. God is in beheer van die laaste dag. En wanneer die kerk van Jesus Christus oor die ganse wêreld gemarginaliseer word tot op die einde, en daar gemartel word en daar getuister word tot op die laaste dag, is die saak van die Armageddon 'n saak wat die Here reeds in Openbaring 7 vir ons mooi verduidelik het. Jy het die merk van Christus. Jy is verseël. Jy kry nie seer nie. Jy gaan die Armageddon nie sien nie. Want die dag wat die Armageddon plaasvind, die sogenaamde Armageddon, gaan Christus op die wolke kom. Maar voor die oordeel plaasvind, sal jy weggevat word. En niemand wat die merk van Christus het, sal seer kry nie. Maar almal wat die merk van die dier het, sal vergaan. Dis die feit. En die boosheid, ons lees nou hier van die anti-kris en die valse profeet, vuurpoel toe met julle. En dan, Openbaring 20 begin met, wat van die draak? Wat van die draak? Want daar was ons nou gesê, ons het die mag gekry by die draak. Wat nou van hom? Ons gaan aan met hom volgende, want dis die volgende, want ons het hom leer ken in Openbaring, en dis hoe jy Openbaring 12 nou moet raak lees, né? Openbaring 12 sê, daar was 'n draak, daar was 'n vrou, daar was 'n anti-kris en daar was 'n valse profeet, en ons het nou gehoor van hierdie hoervrou, Babylon self. Ons weet, sy is nou al dood in 17 en 18, haar tyd's verby. Sy is vernietig. Volgende was die anti-kris, hy's vernietig. Dan die valse profeet, hy's vernietig. Volgende een, die Here merk hulle af, een vir een. Die draak jou beurts nou. En dan is dit verby. En wat het gebeur met die bruid? Die vrou, sy is nou al klaar versier. Hoekom? Want sy word weggeneem voordat sy seer kry. Sy kry nie seer nie. Sy word eintlik net na die bruidegom geneem. Dis al. Hoor jy die mooi van hierdie Here saak? En dis die troos. Al hierdie donker prentjies in Openbaring word uitgevee. Wat bly oor? Jy lees Openbaring 20 nog iets van die finale oordeel en dan lees ons net van die mooi. So ons is naby aan die einde. Goed, enige vrae oor dit wat ons nou vanaand gehoor het? Die Bybel sê ons aan die wolke kom. Ja. Nou as jy in Jerusalem was, dan is daar so 'n groot goue hek, dan sê hulle vir jou, en volgens al die navorsing en alles kan die Here daardeur terugkom. Sterkte. Ek herhaal net vir die opname, iemand sê dat in Jerusalem by die goue hekke Jesus daar sal wees en almal sal hom daar sien. Jammer as jy nie in Jerusalem is nie. Dit strook nie met die skrif wat sê almal sal hom sien nie. Dit strook ongelukkig nie. Maar nou dit vanuit daai tyd gevoel toe ek daar was.
Onthou mooi, wanneer jy selfs op 'n Christelike toer gaan, ons is gebroke mense, hoor, want ons wil graag hê hierdie toergeselskap moet Jerusalem beleef as 'n fantastiese plek, want ons moet terugkom om weer Jerusalem te beleef as hierdie fantastiese plek. En ons moet weer die Jordaan beleef as hierdie fantastiese plek, want daar's geld daarin. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, dis nog steeds toerisme. Reg. Dis nie Christus alleen nie. Dis wel toerisme. Maar dit strook nie met die skrif se oral nie. Reg. Want as jy ek wil nie eers nou in Jerusalem wees nie. Ek wil nie daar wees nie. Ek wil nie in daai Gaza strook wees nie. Ek wil nie naby die Midde-Ooste wees nie. Hoekom nie? Dis nie veilig nie. Wat wil jy daar gaan soek? Oor die historiese waarde is ongelooflik. Ek sal graag dit wil sien. Maar wat is dit nie? Dis nie die hemel nie. En dis wat eintlik in toerisme vir ons geskets word. Dit kan hemels wees. Onthou, hier's baie historiese tyd as jy deur Galilea stap en jy stap jy sien die see van Galilea, jy sien die storm, jy weet die storm het hier gebeur. Wow, hierdie plek is groots. Maar is ons steeds gebroke. Maar dis die plek. Maar Jesus kom nie na daai hekke toe nie. Maar almal gaan hom sien. Dit was glad nie vir my. Dit was dit vir my regtig nie. Okay, maar dis maar die mense manier om 'n ding vir jou te skets. En onder die Rooms-Katolieke Kerk het nogal toerisme lekker uitgebuit, want hulle het 'n kathedraal op elke plek gemaak waar Jesus was hier, so hier is die kathedraal of 'n aanbiddingsplek. Die Romeinse Kerk het dit nogal redelik uitgebuit, want binne Rooms-Katolisisme is die vat van goed heilig. So as jy aan die beeld van Christus se voet vat, dan is jy by Christus. Dis letterlik wat dit beteken. Jy vat aan iets van Christus. En hierdie heilige items wat ouens so bære, hulle aanbid hierdie items. Hulle sê dis 'n stukkie hout van die kruis van daar, of 'n spyker wat uit die kruis uitkom, sulke goeters, né? En dit word as heilige items aanbid. Dis afgodies. Ek bedoel, Romeinse Katolisisme het 'n bietjie ver gegaan met van hierdie goed, en ons moet waak teen plekke en simbole en dit vergeestelik asof dit die waarheid is. Want net soos ek vanaand niks van Armageddon uit vers 20 kan kry om 'n storie mee te maak nie, kan ek niks van God se grootheid vergeestelik of eintlik so maak dat dit groter is as die skrif se waarheid eintlik nie. Jesus sê dit sal soos 'n dief in die nag wees. Ons sal slaap in die dief in die nag oomblik. Maar dit sal nog steeds reg wees. Of ons sal wakker wees en gou wil ontbyt het, ons gaan nie vir Jesus sê wag nie. Al was ons by die lekkerste ontbyt, maak nie saakie. Dink mooi daaroor. Die wêreld gaan nie vir ons wag nie. Jesus wag nie vir ons nie. Ons wag vir hom. En dit gaan so werk. Dis die Via Dolorosa. Hy is so gekommersialiseer dat jy eintlik Ja. kan word daarvoor. Die Via Dolorosa dink ek is die beste pad om te stap. Net om te besin. Hy stap hier die pad, die laaste stap. En dis al wat dit vir jou kan beteken. Jy sien sy lydensweg. Maar daar word baie meer gemaak van die stapie ook. So nee, ek stem saam. Lees die Via Dolorosa en staan stil by sy stap na die kruis. En raak bewus van sy stap na die kruis. Dit het waarde. Maar sê hier was dit en hier is die klippie daarvan. En nee. Want party plekke kan jy nie kry nie. Die grootgraf soek hulle nog. Hulle wonder waar hy was. In die tuingraf. Hulle dink dis hier. En hier staan die Rooms-Katolisistiese gebouetjie. Dit moet nou hier wees, want hulle het die kerkie nou hier gebou. So dit moet nou maar hier wees. Maar hulle soek nog na die plek. So histories gesproke, Jerusalem is deur baie drama. Baie. Dis 'n plek wat histories deur baie dinge is. So, Maar die graf vir my beteken dit nie net 'n idee gegee. ja. Dis korrek. Dis dit. Dis heeltemal korrek. Hulle is so stap. Dis vrasstap. Maar dit is so asof jy jou inleef en Ja. jy sien dit in jou geestesoog. Dis wat dit is. Dis wat dit is. Dis baie mooi om dit te doen. En ek sal dit aanbeveel vir mense wat kans sien vir die Midde-Ooste.
Kry warm daar of kry koud daar? Ek weet nie of jy ooit koud kry daar nie. Maar gaan maar en geniet dit. Kom ons kyk gou na die vraag. Die vraagie het ek geantwoord, maar ek wil hom net herhaal. Die slag van Armageddon is die groot slag waarvan almal praat. En ek sê dit so omdat jy sal in baie literatuur hoor van die slag van Armageddon. Maar die Bybel praat nie so daarvan nie. Ek het nog nie die Armageddon woord nodig gehad om te lees nie. Het ek hom al gelees? Nee. So, as jy nou hoor van Armageddon, waar kom dit vandaan? Dis die vlakte van Megiddo waar daar altyd oorloë was. Maar die vlakte is nie 'n berg nie en Armageddon beteken berg van Megiddo. So waar kry ons dit nou? Daar's 'n historiese agtergrond rondom dit. Maar die naam Armageddon is maar wat die Timla gebruik en al die mense gebruik. So die slag van Armageddon is die groot slag waarvan almal praat. Natuurlik films ook. Dis die oordeelsdag en God se weergawe daarvan verskil van die menslike skrywers en film se weergawe. Die saak is gou verby en die weergawe van God en die Almagtige handel met die bose sonder om te sukkel. Ja, sonder om te sukkel. Besin oor God se finale oordeel en die mense gebroke begrip van sy almag in die lig van 2 Petrus 3 vers 5 tot 7. So, wat ek in 2 Petrus 3 wil hê jy moet raak lees. 2 Petrus 3 is 'n hoofstuk wat jy moet lees. Want 2 Petrus 3 gaan oor die wederkoms. Wat 2 Petrus 3 vir ons leer is dat daar spotters in die laaste dae sal wees wat sê hy sal nie weer kom nie. So die spotters is ook besig om films te maak. Ek wil hê jy moet daai lyne ook verstaan. En hulle is ook besig om boeke te skryf. So in die spotwerk word daar gesê dis hoe dit eintlik gaan eindig. Dit sal nie gebeur soos die Bybel sê nie. Dit gaan gebeur soos ons dink dit gaan gebeur. Maar die Bybel sê, en dis wat hierdie paar verse sê, 2 Petrus 3 vers 5 tot 7, luister net daarna vinnig. Want moedswillig, nou ons praat van kinders, is moedswillig. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Met ander woorde skepingsmagtig. Waardeur die toenmalige wêreld met die water oorstroom is en vergaan het. Met ander woorde, God het geskep en hy het water en water geskei en uiteindelik het hy water gestuur met die vloed sodat die water vanuit die aarde en die water van die hemel wat hy geskei het, die aarde vernietig het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar hier laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. Dit is net tot daar, net by vers 7. Want die saak wat ons moet verstaan is, Noag was ons eerste waarskuwing. Die Here het gesê, daar kom 'n oordeel. Die ark het oopgestaan. Laaste 7 dae is aangekondig. God het die deur gesluit en die water het gekom. En niemand kon in nie. Niemand het 'n kans gehad om die deur oop te maak nie. Toe die water kom van bo en van onder, was dit verby. Vir almal, man, vrou, kind en dier. Net die ark. En daar sien ons die merk van Christus alleen. Merk van die dier nie. Boek van die lewe, die ark. As jy naam nie in die boek van die lewe staan nie, die res. Sien dit, staan daar. Klaar in Genesis 6 tot 9. Staan dit reeds. 2 Petrus 3 herinner ons daaraan, moedswillig vir die mens gedink, dit gaan nie gebeur nie. Is die mense vandag nog moedswillig? Het ons 'n gebroke begrip oor ons net nie verstaan nie, of is ons nog steeds moedswillig? Dis die saak waaroor ons moet bietjie dink. Gaan dink 'n bietjie oor, bestaan daar soveel Armageddon stories omdat dit maar net 'n oulike storie is? Of is die saak van Doomsday, soos die Engelse dit noem, 'n moedswillige storie of 'n ware storie? Want wat wil die mense met stories vir ons vertel? Ons moet nie worry nie, want die mens sal sorg. Ek wil nog
Ja? Dis wat my nou in 'n plan die ouderdom vergeet. Ja. Wat my baie snaaks was, toe Journey gevra het aan Gideon, dit was nie 2 bladsye terug. Daar staan dit vers 16. Maar in elk geval nou stuk so dink. En toe begin ons nou praat oor die film. En daar maak dit my wêreld oop. Onthou, toe hulle daai film gemaak het en vrygestel het, en toe ek ook gelees het en gehoor het waaroor dit gaan. En ek het geen begeerte gehad om dit te sien nie, want dit is wat nou hier ter sprake was. Wat het hulle versin? Wat het hulle gedink? En hoe gaan hulle dit aan mekaar sit? En ek is nie lus om so iets te kyk nie. Ja. En hulle doen dit net vir sensasie, vir geld, en hoe die mense aan begryp hoe aard die Bybel so is. En mense raak bang vir doomsday stories. Want die doomsday stories gaan nie oor God nie. Ek dink baie mooi daaroor. Dis eintlik nie 'n oordeelsdag saak nie, want dit word nie geestelik benader nie, dit word menslik benader. Kyk mooi na die stories. Die stories gaan nie oor God nie. En Armageddon gaan oor God. En Met Noag in die ark, ja, dit was nou 'n voorsmaak, soos Ja. jy gesê het. Maar hy het net Noag en sy familie wat in die ark was, die teken van Christus gedra. Het al die ander mense die teken van die dier gedra. ja, want hulle was ongelowig. Almal was. Ja. In sy familie. Ja. Lees mooi Genesis 6. Die mense was so boos, die Here sê, ek gaan nie verder nie. Ek gaan almal doodmaak, want hulle het my nie lief nie. Hulle haat God. Lees Genesis 6, raak bewus van die boosheid van die wêreld, dat die Here genadig was om nog steeds deur die nageslag van Sem 'n Christus te laat kom. Sê God het net een geslag nog steeds in plek gehou en dit deur Noag. Dis 'n groot stuk genade. En die arkgeskiedenis, die ark wat die Here op die water laat dryf het, is weer herhaal in Moses. Is weer herhaal in die 10 plaae. Is weer herhaal en so gaan dit aan. Daar is net een manier. Daar's net een God wat voorsien. Daar's net een plek dat sy naam, jou naam is geskrywe in sy boek. En daai name is geskryf in sy boek. Die name van die gelowiges is geskryf van daar af. Regtig. So sien, dit is 'n baie lang storie en ons maak nie 'n fliek oor die hele Bybel nie. Ja. Maar as mens luister aan die realiteit dink, hoe min was daar wat sy teken gedra het teenoor massas. Goed. Ek spyt die realiteit kom nou deur en die Franse verdwyn. Dis fantasties.